Goeiemôre aan almal. Baie welkom vanoggend. Ek dink die meeste het met die wind hier ingewaai vanoggend. Heerlike oggend met 'n klomp dingetjies wat ook gebeur. Ek wil hê ons moet vanoggend na mekaar toe draai en vir mekaar hallo sê en welkom sê en kyk ook sommer om julle, ons doop vandag 'n baba. So hier's 'n klomp nuwe mense vanoggend in die kerk. Se groet hulle en nooi hulle na die koffie toe na die tyd dat hulle ook saam met ons kan kom kuier. So draai asseblief na mekaar toe en groet mekaar. Gemeente, ons aanbid vandag die God wat die noodkrete van mense hoor. Wat die gebrokenis raak sien en wat hom ontferm oor die wat geval het en seer gekry het. En wat in Jesus Christus na ons toe gekom het toe ons onsself nie eers kon help nie. En aan hom behoort alle eer en ons aanbidding. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat ons eerste lief gehad het, van Jesus Christus wat gekom het om die wat verlore was te soek en te red, en die Heilige Gees wat ons harte vul met God se liefde, sodat ons dit met ander kan deel. Amen. Ons gaan 2 liedere saam sing, ons kan sommer daar waar ons sit, die eerste een is Here, Heilige Here, en daarna A New Commandment. Here,
Ons wetgedeelte vanoggend kom uit Jakobus uit, Jakobus 2. Ek wil dit vir ons saam lees daar, Jakobus 2 vanaf vers 14. Dit sê, wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Vandag hoor ons nie 'n wet van nog meer reëls nie, maar 'n spieël. 'n Spieël wat na ons harte wys. En Jakobus herinner ons daaraan dat geloof nie net iets is wat ons sê nie, dis nie net iets wat ons bely nie, dis iets wat sigbaar word in die manier hoe ons leef. Ons noem onsself Christene, ons ken nie gebooie, ons sê ons moet ons naaste lief hê soos onsself, maar hoeveel keer stap ons nie dikwels verby? Soos die priester en die leviet van die barmhartige Samaritaan, wat ons saam lees later vanoggend nie. Ons sien 'n eensame mens, maar ons het nie tyd nie, ons is haastig. Ons hoor van die nood, maar ons raak net nie betrokke nie. Ons weet wat is reg, maar ons doen dit eenvoudig nie. God roep sy kerk. God roep sy kerk om sy hande en sy voete hier op aarde te wees. Om besig te wees, om nie net te sê ek is 'n Christen nie, maar om te wys, ek is 'n Christen. Ek wil hê ons met 'n liedjie saam sing, Christ has nobody now but yours, daar waar ons sit. En dan daarna gaan ek 'n oomblik van stilte gee waar ons met die Here praat. Waar ons sondes bely en waar ons onsself weer oorgee aan die Here. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here.
Here, vergewe ons waar ons nie u hande en voete op aarde is nie. Waar ons nie liefde bewys nie, waar ons eerder wegstap, ignoreer of sommer net wegkyk. Here, help ons om te besef dat ons hier geplaas is, sodat ons u kan uitleef, daar waar ons is. En die liefde vir ander mense wys. Amen. Romeine 5 vers 8 sê dan, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons redding berus nie op hoe goed ons is nie, maar op die feit dat Christus die ware barmhartige Samaritaan is, wat sy lewe kom gee het, sodat ons vergifnis kan ontvang, sodat ons kan lewe ten volle hier op aarde. Ontvang dus die goeie nuus, in Jesus Christus is jou sonde vergewe. Kom ons staan op, dan bely ons saam hardop ons geloof, as ons geloofsbelijdenis opsê, julle kan sommer bly staan, dan sing ons daarna 2 lofprysingsliedere tot eer van die Here. Kom ons staan op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Kom ons bly staan en dan sing ons saam, hier is die kerk en build your kingdom.
Goed, ons doop vanoggend, een van die pragtigste seentjies wat ek al gesien het. Hy hou nie op glimlag nie. So julle sal nou sien as hy inkom. Ek wil graag hê Anja en Lyle, julle moet voor by my kom staan, die twee ouers. She said she's coming. Maak jy entrance hier so. Goed, julle, die doop beteken 5 dinge, min of meer in die wêreldwyd as ons praat oor die doop. Nommer 1 is, ons is een met Christus, en ons het saam met Christus gesterf en opgestaan. Die tweede is, ons word vergewe en gereinig van ons sonde, en ons word opgeroep tot bekering. Die derde een is, ons word gesalf met die Heilige Gees, wat ons vervul, versterk en bewaar. Die vierde een, ons word ingelyf in die liggaam van Christus, in een kerk, en ons raak burgers en getuies van God se nuwe wêreld wat op pad is. So dis die 5 dinge wat die doop eintlik vir ons almal beteken. Maar ons is vandag hier as 'n gemeente. Ons bly vir mekaar sê, wanneer ons doop ons in 'n gemeente om 'n spesifieke rede. En dit is omdat die gemeente ook 'n verantwoordelikheid het. Dit is nie net die ouers wat hier staan en die oumas en oupas nie, dis almal wat betrokke is in die kind se lewe. En ons glo dat die kinders grootgemaak word in 'n gemeente wat kan help. So liewe gemeente, ons word ook by die doop opgeroep, om ons eie doop te onthou en te herbevestig, maar ook vanoggend om te sê, ons vat hierdie kindjie en ons sal help om hierdie kindjie ook groot te maak. So ek wil vir die gemeente in die eerste plek ook 'n paar vragies vra, waarop julle kan antwoord as ek dit klaar gevra het. So gemeente van Jesus Christus, beloof julle om vir elke doopeling, ook John, wat ons gaan doop, die hande te wees wat hulle op God se pad lei. Die stemme te wees wat vir hulle God se storie vertel. Die ore te wees wat luister na hulle vreugdes en drome, asook hulle seer en hulle twyfel. En dan die arms te wees wat hulle en hulle familie met God se liefde en genade vashou. Gemeente, wat is julle antwoord hierop? Ja. Goed, nou is dit julle beurt. Goed, in die eerste plek wil ek vir julle vra, wil ek nie gaan omgaan nie. Ons los hom maar eers daar. Bely julle dat God, soos in Jesus Christus geopenbaar, vir ons die bron van die liefde is. En aanvaar julle dat God deur die Bybel met ons praat en dat ons daarin alles leer wat ons nodig het om 'n nuwe lewe te kry. Beloof julle dat julle julle kind aan God en sy beloftes sal blootstel? En is dit julle wens dat julle medegelowiges julle sal aanspoor om te volhard in die geloof en dat hulle julle in liefde sal reghelp wanneer dit nodig is? Wat is julle antwoord? Ja. OK, nou kan klein John ingebring word. It's okay. The big reveal. Hier's nou baie mense vanoggend. Ja, hallo. Hallo. Anja, jy kan hom maar nader bring. Goed. John François Morris, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. John, jy is nou 'n kind van die Here, deel van sy huisgesin en deel van ons almal. En ons is hom al klaar baie lief vir jou.
So baie welkom hier. So kom ek gaan jou nou eers vat, dan gaan ons rondloop. Gaan ek en jy rondloop. Kom ons kyk al die ooms en tannies hier so, nê. Oh, kyk hier so 'n oulike oom. Hy hou van glimlag. Hier's nog eenetjie. Kyk sê hallo. Sê hallo. Ooh, nee. Hier's te veel mense vanoggend, maar hier's 'n paar wat jy gaan ken. Daar sê, kyk hier so. Kyk hier so, wie's dit? Hier's nou heeltemal te veel mense hier so vanoggend. Gemeente, hierdie is nou ons nuutste dopeling. Hy is nou deel van ons gemeente en ons moet hom ook nou groot maak sodat hy die Here se liefde kan ken. So julle gaan hom nog baie sien rondhardloop glo ek. Daarvoor saam met ons allerhande goedjies aanjaag soos wat hulle altyd maak, want hy is nou een van ons. Kom ons draai gou daai kant toe ook. Sokkies wil afval. Daar sê hy. Die kant ook. Kyk net vir al die mense. Sê kyk, hier is ook vriendelike mense. Ja. En oom Drian, sê oom Drian is ook 'n oupa, nee. Ja. Ooh, hier is ook nog 'n kassy. En daai kant. Hier is so baie mense. Daar's hy. Hoe wag jy met daai kant te kyk? Ooh, jy sien nou eers die mense. Daar's hy. Goed. Nou het jy ook almal gesien wat hier vanoggend is. So ons wil vir jou ook welkom sê. As jy verbykom. Goed gemeente, dis ons gebruik as ons doop dat ons die ouers vra om vir ons 'n gebed te skryf. So ons gaan nou die gebed saam lees vir John. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Liewe Hemelse Vader, baie dankie vir die kosbare geskenk van ons seentjie. Dankie dat U hom met soveel liefde, sorg en doel geskep het. Vandag bring ons hom na U toe om hom aan U op te dra en te vra dat U hand altyd oor sy lewe sal wees. Here, beskerm hom elke dag van sy lewe. Lei sy voetstappe sodat hy altyd op die pad sal wandel. Gee hom 'n sagte hart, wysheid in sy keuses en moed hom altyd die regte ding te doen. Seën sy lewe met liefde, vreugde en vrede. Omring hom met mense wat hom sal opbou en lei en ondersteun. Help ons as ouers om hom te leer van U liefde en om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof. Mag hy groot word om U te ken, U liefde en U te dien. Mag sy lewe 'n getuienis wees van U genade en goedheid. Ons plaas hom vandag en elke dag in U hande met dankbare harte en volle vertroue. In Jesus naam. Amen. En hy wil net die water hê, soos julle kan sien. Ons gaan ons lied saam sing, ons kosbaarste geskenk. So julle kan staan en dan sing ons dit saam vir hom en vir alle kinders in die gemeente. Ek was nou so. Julle kan maar sit. Dis nou gewoonlik waar ons gebruikelike familie of kindermoment het, maar hier's nou nie regtig baie kinders vanoggend nie. So ek wil nou sommer ons jongste dopeling hierso gebruik
in hierdie oomblik, so kom, hy's nou vreeslik gretig, hy wil gou vat daar in die water. Dis hy. Daar word hy sommer herinner aan wat nou net vanoggend gebeur het. So, gemeente, as julle vanoggend hier uitstap, wil ek julle uitdaag, kom, sit julle hande in die water. Kom onthou hierdie oomblik toe julle gedoop is. En onthou, dit kom ek daarmee saam, ons is deel van God se familie, maar ons het groot skoene om te vul. Ons moet nou hierdie liefde wat ons ontvang het, gaan uitdeel na buitentoe. As hy julle kan mag gaan sit. Ek kry nou geleentheid om die Here met die offergawes te dien. Ons gaan sommer daar, net waar ons sit, rustig raak vir 'n oomblik. As jy wil saam sing, sing saam. As jy net wil luister met jou oë toe, is jy welkom. Ons gaan rustig raak met die woorde van nader tot die Here, voor ons die woord van die Here gaan saam lees. So kom ons sing of luister saam.
Ons gaan vanoggend saam lees in Lukas 10. As gaan iemand daar wil oopmaak, Lukas 10 vanaf vers 25. Terwyl ons met die woord van die Here voor ons oop is, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid mag saamkom. Dankie vir die liefde, die genade en die trou wat ons elke dag dra. Here, ons bely dat ons dikwels so besig raak dat ons nie mense se nood raak sien nie. Ons stap soms verby waar U wil hê ons moet stilhou. Ons hoor die woord, maar ons leef dit nie uit nie. Maak ons harte vandag oop vir U, wat ons wil leer, wat ons met liefde wil reghelp. Open ons oë om mense te sien, soos U hulle sien. Vul ons met die Heilige Gees, sodat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook doeners daarvan. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan lees daar saam in Lukas 10. Ons lees saam vanaf vers 25, met die opskrif daar, die barmhartige Samaritaan. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom, "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe 'n man eenmaal op 'n pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit het gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan en sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, "Sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom, "Gaan maak jy ook so." Tot sover. Daar is werklik min verhale in die Bybel. Gaan gou een aan asseblief, hy wil nou nie skuif nie. Daar is min verhale van die Bybel wat so bekend is, soos die een van die barmhartige Samaritaan. Selfs mense wat nooit kerk toe gaan nie, gebruik baie keer die uitdrukking, "Hy was 'n goeie Samaritaan." Hierdie gelykenis het so half 'n wêreldspreektaal geword, waarin 'n klomp mense dit gebruik, wanneer hulle tog van iemand goed wil praat, wat goeie dinge op die ou einde van die dag doen. Maar die ironie is dat baie mense die verhaal ken, sonder dat hulle werklik die skok daarachter besef. Vir ons wat dit lees, is die Samaritaan die held. Vir die eerste hoorders was die Samaritaan die skurk. Dis amper om soos vandag vir jou grootste vyand die held van jou storie te maak. Jesus vertel hierdie gelykenis om een vraag te antwoord, wie is my naaste? Maar uiteindelik draai hy dit om na, vir wie is jy 'n naaste?
'n wetgeleerde kom na Jesus toe, ons lees die storie, en in die Joodse wêreld vol wetgeleerdes en die mense in die skrif, hulle het dit so bestudeer en uitgelê, hulle het presies geweet wat daar staan. Hulle was soos die groot teoloë van hulle tyd. En hy vra natuurlik van wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Dit wat vir almal belangrik is. En Jesus vra vir hom reguit, wat staan geskrywe, want hy weet dit mos. En sy antwoord is 100% reg, en Jesus sê dit vir hom, en hy sê vir hom, doen dit en jy sal lewe. Maar dan kom daar die probleem, wanneer hierdie wetgeleerde regtig wil weet, wie is sy naaste? Hy wil weet, hoe ver strek my verpligting? Hoe ver moet my liefde strek? Dis amper soos ons boksie mense, soos hulle sê, wat presies wil weet, wie is dit, want dis wat ek gaan doen. Verder as dit moet jy my eerder nie vra nie. Dit is presies hierdie vraag wat hy eintlik vir Jesus vra. Hoe ver moet ek eintlik lief hê? Wie is my naaste? En wie is nie my naaste nie? Met ander woorde, waar trek ek die grens? Wie tel en wie tel nou nie? Wie moet ek lief hê en wie hoef ek nou nie eintlik lief te hê nie? Wie kan ek eenkant toe stoot of nooit eers raak sien nie? En vandag is dit nog steeds 'n vraag wat gevra word. Dalk net in ander woorde. Jesus antwoord nie direk nie, hy vertel hierdie wonderlike storie. Ekskuus daar, dankie. Hierdie gevaar wat ons het van godsdiens sonder liefde. Hy vertel van hierdie man, want hy is so wat 27 kilometer weg van alles, in die bergklowe in, daar waar dit die gevaarlikste is, daar's rowers, daar's slange, daar is hy aangeval. En daardie klowe is juist waar mense nou reis om weg te kom van ander mense, maar daar word hy aangeval. Gewoonlik reis mens nie alleen as jy daar is nie, maar hy het besluit om alleen te reis, en daar lê hy halfpad dood. Die priester sien ons loop verby, die priester wat die Joodse kultuur het, wat die verteenwoordiger van God self eintlik is, loop verby. Die leviet, wat die helper in die tempel is, wat die helper is van mense, loop ver verby. Jesus wys vir ons iets belangriks, jy kan baie godsdienstig wees, maar jy kan tog ook liefdeloos wees. Die priester en die leviet het nie baie goeie redes gehad. Miskien was hulle bang, die rowers is nog daar. Miskien was hulle haastig, omdat hulle moes by die tempel uitkom. Miskien wou hulle net nie onrein raak, voor hulle in die tempel ingaan nie, en daarom wou hulle nie aan die man raak nie. Miskien het hulle gedink, iemand anders sal hom help. Maar al hierdie redes, hoe geldig dit ook al is, het gelei tot dieselfde uitkoms. 'n Seun van God, wat besig was om dood te gaan, langs die pad. En God se mense het hom verbygegaan. In die laat 1960s het 2 sielkundiges aan Princeton Universiteit 'n merkwaardige eksperiment gedoen. Hulle het vir studente vir 'n teologiese seminar gevra om 'n kort toespraak voor te berei, en hulle het verskeie gedeeltes gegee. Een daarvan was die barmhartige Samaritaan. En op pad na die auditorium het elke student verby iemand geloop wat op die grond gekreun het en gehuil het van die pyn. Die verrassende bevinding was is dat selfs die studente wat die barmhartige Samaritaan bestudeer het, verom verby geloop het. Hulle was haastig, hulle moes by die klas uitkom. Hierdie kennis van hierdie storie het hulle nie outomaties goeie Samaritane gemaak nie. Jesus se gelykenis is nie bedoel om ons te leer wat ons moet wees nie, dis veronderstel om ons te verander om anders te gaan leef. Toe kom die Samaritaan. As Jesus se gehoor verwag het, sou die volgende persoon 'n gewone Joodse burger gewees het. Die held wat die priester en die leviet skaam gemaak het, wat God gekies het, wat hierdie persoon gekies het, maar hier is dit 'n Samaritaan. Hoekom is die Samaritane so gehaat? Want hulle was 'n gemengde volk
van die nageslag wat Israel wat agtergebly het na die ballingskap. En die mense het nie van hulle gehou nie, hulle het hulle uitgewerp. Hulle mag nie eers gegroet geword het nie saam geëet het nie, hulle mag nie saam met die Jode gebid het nie. Hulle is heeltemal verwerp. Die vyand kry die persoon jammer. Maar ons moet oplet, daar's 3 stappe. Daar gaan hy nou, dankie. Daar's 3 stappe wat Jesus van praat. Hy sê in die eerste plek, die Samaritaan sien. Hy kyk nie weg nie. Hy laat sy oë rus op die pyn van die ander. En dan voel hy. Die Griekse woord vir kry jammer, verskoon as ek dit nou heeltemal verkeerd sê, is splagsenomai. Beteken letterlik om tot in jou ingewande beweeg te word. Dit is nie hierdie oppervlakkige emosie nie, dit is tot om binne jou te voel die seer van iemand anders. En dan doen hy. Ware liefde bly nie net by gevoelens nie. Dit gaan oor na dade toe. Hy verbind die wonde met olie en wyn, antibiotika van daardie dag. Hy sit die man op sy dier, hy loop, hy bring hom na 'n herberg toe, hy betaal en hy sê hy sal nog betaal as dit nodig is. Hier sien ons hoe God se koninkryk lyk. Dit lyk soos mense wat ander se pyn raak sien, wat aangeraak word en weggee. Al kos dit hulle tyd, hulle geld en hulle gemak. Daar's 'n storie van 'n ou vrou, ons noem haar Mama Tandi, wat elke dag met die trein reis van Mitchellsplein na die Kaap toe. En op 'n Vrydag toe sien sy 'n jong meisie alleen in die hoek sit en huil. En Mama Tandi onthou, sy ken haar, sy sien haar gereeld, maar hulle praat nie dieselfde taal nie. Maar sy gaan sit langs haar. Sy sê toe vir haar in 'n gebroke Engels, "Ai my kleintjie, jou hart is swaar vandag, wat gaan aan?" En die meisie, 'n Xhosa sprekende student, begin uitstort en sê maar haar beurs het deur die mat geval. Sy weet nie hoe sy haar koshuis hier gaan betaal nie en sy is te skaam om haar ouers te bel. Mama Tandi luister, dan haal sy haar selfoon uit en dan bel sy haar eie dogter en sy sê hierdie meisie het hulp nodig. Kan ons nie die universiteit se noodfonds bel om haar te help nie? Sy was nie gevra nie. Dit was nie haar verantwoordelikheid nie. Maar sy het gesien, sy het gevoel en sy het gedoen. Dit is die Samaritaan beweging. Nie in Jerusalem of Jerigo nie, maar 'n trein in Kaapstad. Maar die gelykenis gaan uiteindelik nie net oor wat ons moet doen nie. Dit wys vir ons wie Jesus is. Deur die eeue het Christelike teoloë in diepe allegoriese taal baie probeer uitvind, hoe is dit met ons vandag? Hoe werk dit wat met die barmhartige Samaritaan gebeur het? Hoe sluit dit by ons aan? Hulle het nou in baie wye teologie gaan sê, ek het dit daar neergeskryf. Hulle het gesê die man op die pad is die mensdom. Gebreek, deur sonde, magteloos, hulpeloos. En dan is die priester en die leviet, die verteenwoordigers van die wet en die godsdienstige stelsel, wat ons nie kan red nie. Dan het hulle gesê die Samaritaan is Jesus. Die een wat van buite af gekom het, die een wat verag was, die een wat betaal het. Dan sê hulle die herberg is die kerk, 'n plek van herstel en sorg, en in ons geval 'n plek van familie wees. Die herbergier is die herder, die bedienaar wat sorg terwyl die Samaritaan weg is, en dan sê hy ek sal terugkom. En dit is die belofte van Jesus dat hy weer sal kom. Hierdie gelees van die gelykenis het eintlik by Origenes begin, toe Augustinus het al hoe verder gevat om vir ons 'n dieper rykte by te voeg. Dat ons kan besef waaroor dit regtig gaan, sodat ons onsself hierin kan plaas. Augustinus het geskryf, ons was die gewonde mens langs die pad, gebreek deur sonde, magteloos. En Jesus, die een wat verag was, die een wat deur sy eie mense verwerp is, het gekom
ons wonde verbind en die prys van ons herstel betaal. Voordat ons geroep word om barmhartig te wees, het God reeds sy barmhartigheid aan ons gewys. Die Samaritaan gesindheid vloei nie uit ons eie wilskrag nie, dit vloei uit die dankbaarheid van saam met God leef. 'n Kleinseun van 7 vra sy oupa na 'n kerkdiens: "Oupa, as Jesus vir ons so baie gedoen het, hoekom doen ons so min vir ander mense?" Die oupa raak stil, dan sê hy: "Jy weet my kleinseun, dit is die regte vraag. Ons sing en ons bid en ons kom kerk toe, maar miskien het ons vergeet hoe dit gevoel het om langs die pad te lê. As jy onthou dat iemand jou gehelp het toe jy hulpeloos was, dan wil jy hulp gee. Die dankbaarheid vir genade is die fontein waaruit barmhartigheid vloei." Jesus eindig nie die gelykenis met 'n akademiese bespreking nie. Hy vra die wetgeleerdes, wie van die 3 het 'n naaste vir die man geword? Let op die omkeer, nie wie was die man se naaste nie, maar wie het 'n naaste geword? Die vraag is nie meer wie tel nie. Die vraag is vir wie kan ek intree? Wie lê vandag langs jou pad? In jou strate, 'n buurman, buurvrou wat alleen is, 'n jong ma wat sukkel om alles gedoen te kry. By jou werk, 'n kollega wat dalk baie stil geword het. In jou kerk, die vrou wat elke Sondag alleen sit, die tiener wat jy kan sien ongemaklik is. Op sosiale media, die vriend wat die hartseerste plasing gedeel het, of die persoon wat jy maande lank laas van gehoor het. In jou dorp, hier waar ons is, hier's so baie plekke, die dakloses by die verkeerslig, die vlugtelinge in ons gemeenskap, die mense wat regtig swaar kry. Terwyl ek gister die PowerPoint voorberei, toe kom hierdie slide op en dit sê, our job is to love people without stopping to question if they are worthy or not. Gaan dit gou herhaal. Our job is to love people without stopping to question if they are worthy or not. Soos die priester en leviet het ons ook maar ons redes. Ons is haastig op pad, ek het net nie nou tyd nie. Ek is bang, ek weet nie, is dit gevaarlik, wat gaan dit gebeur? Daar's grense, dis nie my verantwoordelikheid nie. Of ek ken net nie die wêreld nie, ek weet nie wat om te doen nie. Koningskryksmense vra nie, wie is my naaste nie, hulle vra vir wie kan ek 'n naaste wees? Daar's 'n storie, ek weet nie 100% akkurate is nie, van 'n dokter, sy naam ek dink was Johan van der Merwe in Kaapstad in die vroeë 1990s. En hy het 'n mediese praktyk gehad wat floreer het. En toe kom daar 'n tannie ingestap en sê sy het nie geld nie, maar sy het hulp nodig. Hy het haar gehelp. 'n paar dae later toe bring sy haar kinders en so dit aangehou en dit het al hoe meer en meer geword. En hierdie dokter het toe besluit om sy praktyk te verkoop en 'n kliniek te gaan oopmaak in die middel van Mitchellsplein. Die meeste van die mediese diens wat hy gee is verniet. Hier en daar kry hy iets in. Hy het geskryf, ek het die man langs die pad raak gesien en ek kon nie meer wegkyk nie. Jesus eindig nie met 'n teologiese antwoord nie, hy eindig eintlik vir ons met 'n opdrag. Gaan maak jy ook so. Nie net glo nie, nie net weet nie, nie net praat nie, maar doen. Want die koninkryk word sigbaar wanneer gewone mense buitengewone liefde wys. Ons leef in 'n land waar daar 'n klomp paaie is. Klomp mense wat seer het, ons ry verby mense wat slagoffers is, ons sit baie keer langs mense wat swaar kry. Die vraag is nie of ons hulle sien nie, die vraag is of ons gaan stop en 'n naaste vir hulle gaan wees. Jy is geroep om 'n barmhartige Samaritaan te wees, nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat jy sterk genoeg is nie, maar omdat jy self 'n gewonde mens is, wat langs die pad was, en Jesus het vir jou gestop. Gaan maak jy ook so. Amen.
Kom ons sluit ons oë en ons praat met die Here. Here Jesus, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dat U ons raak gesien het toe ons verlore was. Here, vergewe ons waar ons wegstap of wegkyk. Here, help ons om ook so te maak. Help ons om die liefde te gaan uitleef. Mense nie net raak te sien nie, maar betrokke te raak. Daar te wees vir mense. Te vergeet van die verskonings en werklik die liefde uit te leef. Gaan met ons waar ons die uitgaan, waar die weer opsteek, Heer, dat ons ook veilig sal by die huis uitkom. En Heer, dankie dat ons vanoggend die wonderlike John kon gedoop het. Herinner ons aan die kinderlike geloof. En gee dat ons ook sal onthou dat ons van seer af gekom het. En U ons opgetel het om die kinders te wees. Amen. Voor ons die laaste lied gaan saam sing, wil ek net 'n paar aankondigings maak. Die familie nie wou nou nie vanoggend so lekker saam werk nie. Julle sal sien die deuroffer vanoggend is vir die uitsending van die eredienste. Ekskuus, onthou asseblief om julle jakte priesterkaartjies te koop. Dit was nou payday, Jolandi se woorde nie myne nie. Sy gaan ook nou in die saal wees as julle dalk nie by die kerkkantoor kom uitkom nie, dan kan julle vir julle daar ook kaartjies koop. Ons herinner julle aan die familiekamp, skryf daai datum neer. Dit is vir almal oop. Ek bly dit sê. Ek het na die praise and worship aan toe sê almal vir my dis net vir die kinders. Nee, dis vir die hele familie, die kamp ook. So asseblief, as julle wil kom saam kamp die 18de tot die 20ste September. En dan ons kermis, ons het nou nog net 6 koördineerders nodig. Ons beweeg afwaarts, dis 'n goeie ding. So julle sal sien, ons kort nog iemand vir die braai, ontbyt, die kwekery, die wit olifante, pannekoek en die kinderspeletjies en snoepie. So as enige iemand bereid is om hulle hand op te steek, dis nou die koördineerder, dis die een wat alles reël en werkers onder hulle kry om al die werk te doen. So asseblief julle steek julle hande op daarvoor. Goed, julle sal ook sien, die Vian is nog op verlof, daar sal tot die 3de Julie. Ons sal volgende week ook verder opsit. Almal is so half nou aan en af op verlof. Dit sal in die familienuus, ons sal dit sit, dan sal julle ook weet, maar daar is daarom altyd iemand by die kantoor. Ek wil julle uitnooi om op te staan en dan sing ons saam The Servant Song en daarna sal ek ons die seën uitspreek. Gaan nou die wêreld in en moenie net vra wie is my naaste nie, maar vir wie kan ek 'n naaste wees? Gaan leef die week in die liefde van Christus,
wat julle ook ontvang het en gee dit aan ander mense. Mag die liefde van God die Vader en die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees julle vul, sodat julle met oop oë, oop hande en oop harte in die wêreld sal leef.